Welkom by die Ligpunt Kerk podcast. As Ligpunt Gemeente is dit ons begeerte om God te verheerlik deur disippels te wees wat disippels maak en 'n kerk te wees wat kerke plant. Geniet hierdie week se preek. Goeiemôre. Ons gaan 3 baie kosbare versies saam lees uit 2 Korintiërs hoofstuk 1 van vers 2 tot vers 4. Lees saam met my. Genade en vrede vir julle van God, ons Vader en die Here Jesus Christus. Lofwaardig is die God en Vader van ons Here Jesus Christus, die Vader van barmhartigheid en God van alle bemoediging. Hy bemoedig ons in al ons verdrukkings, sodat ons die wat in allerhande verdrukkings verkeer, kan bemoedig met die bemoediging waarmee ons self deur God bemoedig word. Tot sover. Goeiemôre Ligpunt. Baie welkom vriende aan julle elkeen hier by ons vanoggend. Julle sal sien ek dra my Sutherland serp om myself te herinner dat hierdie koue regtig niks is nie. Vriende, ons weer is koud vanoggend. Baie welkom aan julle almal. As dit by julle huis gaan soos by ons, as die kinders waarskynlik bietjie siek gewees hierdie week ook by die huis. So ons het ons drietjies by ons gehad, bietjie skoolsiekte gehad. So dis 'n lekker koue oggend, maar dis 'n warm welkom. Ek wil net by Elof aansluit en vir julle almal welkom sê. Soos ek genoem het, my naam's Dewald, as ek nog nie het nie. Ek sien op die voltydse span by Ligpunt. En vanoggend blaas ek fluitjie vir beseringstyd. En dit is waarmee ons reeks kwaliteit vanoggend afsluit. Julle gaan kyk gerus na verlede week se tema skermtyd. Regtig goed, gaan terugsien toe as jy dit gemis het. Gaan tel dit op, dis daar op ons Ligpunt se YouTube kanaal of op die Church Center toep as jy hom nog nie afgelaai het nie. En so vriende, ek wil ons dan vanoggend se teks en se tema toe bring oor beseringstyd. En ek wil begin deur so 'n bietjie te deel oor dit wat ons hierdie jaar in ons Ligpunt gesinsorg doen. Nou ons kerk het natuurlik baie gesinne en die gesinsorg inisiatief is daar om ons gesinne, maar ook enigiemand wat belangstel, te rig in gesonde lewenspatrone. Gesonde lewenspatrone wat gebore is uit die evangelie van Jesus, wat gebore is uit die koninkryk van God, waarvan Jesus ons deur sy lewe en sy dood kom deel maak het. Nou ons werk heidaglik deur 'n kursus, The World Needs a Father, wat Johan en wat Tanya Holshausen aanbied vir ons. En hierin leer ons onder andere, ons leer baie goed daar, maar ons leer onder andere om sensitief te wees vir ons kinders se ontwikkelingsfases. En wat ons rol as ouers daarin kan wees. So die volgende skyfie, as die ouens daarbo, as die manne daarbo dit kan wys. Die volgende skyfie wys iets daarvan. Nou ons oudste Ruben, hy is 12 en soos wat die skyfie dit wys, word sy sosiale ontwikkeling toenemend belangrik vir hom. Dit sluit in sy vriendekring en sy spansport, wat in sy geval rugby is. Nou dit maak sin dat hierdie dinge vir hom belangrik word. Hy moet tog kan leer om goeie vriendskappe te vorm. Hy moet kan leer om in 'n span te speel, want hy gaan kort voor lank, of hy nou wil of nie, uit die huis moet gaan om op sy eie 2 voete te staan. So belangrike dinge om te ontwikkel in sy lewe. Wat se rol het ons as ouers hierin? Wel, ons moet natuurlik sy vriende leer ken, sowel as hulle ouers. Ons huis moet in 'n sekere sin hulle huis word. Ons moet betrokke word in hulle lewens en dan moet ons kind kan dophou tussen hulle, van naby af, en om help in sy verhoudinge met hulle. Veral hoe om sy geloof in Jesus uit te leef teenoor hulle. Belangrik om te doen. Ons moet ook gereeld tyd maak om langs die veld te staan en ons moet belangstel in sy sportspan en hoe hy deel is daarvan. Party van daai pappas hardloop sommer op die veld en begin vuiste swaai, so betrokke raak hulle.
Nou julle, hy speel vir die tweede span rugby en ek het nou al langs die veld gestaan en sien hoe hierdie jong seuns nog moet leer om 'n span te wees. As hy ouetjie die bal kry, vergeet hy gou sy spanmaats en hy gaan net self vorentoe daarmee. Gewoonlik gaan dit nie so goed nie. Die seuns speel nog baie vir hulle self. Ons probeer vir Ruben leer dat die bal in sy hand verantwoordelikheid bring teenoor die hele span. Hy kan die bal misbruik om vir homself te speel of hy kan dit met sy maats deel om die span te bou. So meer gereeld as nie beteken dit dat hy die bal wat hy kry redelik gou weer moet uitgee vir 'n spanmaat wat 'n beter kans het om iewers te kom daarmee. Nou, ons wil hom eintlik 2 van ons huiswaardes leer sodat hy dit kan begin uitlewe op die veld. Die 2 waardes is dit: ons is hier om mekaar te dien deur die minste te wees vir mekaar. En vriende, dit kom natuurlik van Jesus af. Sy lewe en sy dood was dit vir ons. En ons is almal begunstig daardeur. Ons is vandag 'n sterker span omdat Jesus die voorbeeld van dit was en dit vir ons gedoen het. Sy lewe en sy dood was dit vir ons. Ons is die begunstigdes daarvan. Nou julle, Jesus het nie vir homself kom speel nie, maar hy het homself vir ons kom gee. Nou, hierdie dinge skep natuurlik vrae by ons kind. Eendag na 'n stryd op die veld toe ons huis toe ry en praat oor die dinge, vra hy toe: "Pappa, waarom moet ek die minste wees? As my spanmaats baie keer net die meeste wil wees vir hulle self. Ek probeer die bal deel met hulle, maar hulle deel dit nie altyd terug met my nie." Dis 'n goeie vraag. Sulke vrae skep versoeking, maar dit skep ook geleentheid vir hom om te verdiep in die waarde van sy waardes en volgens dit te bly lewe. So, seun, kom ons dink saam oor jou vraag. Om die meeste te wees, breek mos die span. Want so speel elkeen net vir homself. Maar om die minste te wees, bou dit weer op. Want so bevorder ons mekaar en word 'n sterker span. So wil jy 'n paar spanmaats volg om die span te breek, of wil jy 'n voorbeeld stel van dit wat die span sal bou? Dis tyd vir jou om te begin besluit wat jy wil doen. Nou vriende, op hierdie punt, ek weet dis waarskynlik nie goeie etiket om met jou kinders te spog nie. Mense vermoed jy spog dalk bietjie met jouself. Maar ek wil tog die risiko loop en so bietjie spog. Ruben speel vir die tweede span, maar hy sit ook reserve vir die eerste span. Hy hoef dit nie te doen nie. Ons is bekommerd oor die druk wat dit op sy tyd sit, want nou is die middag nog langer en moet hy nog langer daar bly en hy het ander dinge ook om te doen. Maar julle, sy motivering oortuig ons om dit toe te laat. Ek het hom gevra waarom hy dit doen en sy antwoord was vir my regtig goed. Want pappa, ek wil daar wees vir ons skool se eerste span in beseringstyd. Dis al motivering wat hy het vir dit. En vriende, dit is waar vanoggend se tema en teks gaan. Om kerk te wees is onder andere om daar te wees vir mekaar in beseringstyd. Ons het een middag na 'n stryd op die veld saam met die ander ouers en saam met die afrigters om die seuns gestaan en bid. Die afrigter se eerste woorde was: "Dankie Here dat daar vandag nie ernstige beserings was op die veld nie." Julle, ons kan elkeen dankbaar wees dat hierdie ou lewe nie aldag net vol beserings is nie. Daar is dae waar dit regtig goed gaan met ons. Maar dan is daar tye waar dit wel so is. En wat beteken kerk wees dan? Het ons tyd vir beserings op die veld? En dit bring ons na ons teks toe, julle. Paulus groet die kerk van Korinte in vers 2 met hierdie woorde: "Genade en vrede vir julle van God, ons Vader en die Here Jesus Christus." Dit is tipies nie hoe ek die kerk groet nie. Ek skop gewoonlik af met goed en jy. En dan moet die ander persoon daai bal vang en speel.
Nou ek verstaan dat ons nie regtig op 'n Sondagoggend mekaar kan vertel hoe dit met ons gaan nie. Ons wil mekaar die morsige details van ons lewens spaar op 'n Sondagoggend, se geskarrel, maar julle dit genoem, moet ons ook waak daarteen dat goed en jy nie die deurslaggewende kultuur van ons kerk word nie. Want dit is onrealisties, die lewe werk net nie so nie. Dit gee aanleiding daartoe dat mense wie se lewens uitmekaar val, wat kerk toe kom op soek na genade en vrede, die druk kan voel om hulle eie lewens indrukwekkend te laat lyk. Soos wat die mense om hulle met wie dit klaarblyklik elke week net goed bly gaan. Paulus groet die kerk hier in Korinte in vers 2 met die woorde genade. Kyk met wat se woord begin hy in sy groet. Genade en vrede vir julle van God ons Vader en die Here Jesus Christus. So een ou het so hieroor geskryf, ek gaan dit sommer net vir ons lees. It was hard for the churches to hear these words. Every fiber of their Corinthian bodies screamed at them that life was about climbing the ladder of honor, respectability, and financial security. This has a very modern ring to it. But Paul impresses on them that life isn't so much an upward march to recognition and prestige as a downward slide through opposition and disgrace. But as we slide together, we also find mutual strength and encouragement in our God. So vriende, wat my meer gaan beïndruk, is nie hoe goed dit altyd met jou gaan nie. Ek sukkel om daarmee te identifiseer. Wat my meer gaan beïndruk, is hoe God se genade en God se vrede in jou lewe na vore begin kom, waar jy self seer het. Want dit kan my regtig help. Ons gaan nie noodwendig op 'n Sondagoggend, jy weet dit als kan raakvat, soos wat ons mekaar hier in die verbygaan probeer groet nie. Maar ons wil ook tog seker maak dat ons kerk genoegsame ruimte skep vir mense om mekaar so te leer ontmoet. Dis belangrik. Die Here Jesus het sy lewe moes gee om vir ons elkeen se sonde te betaal. So hoe indrukwekkend kan ons elkeen se lewens nou regtig wees? Iemand moes vir ons elkeen sterf. Wat wel indrukwekkend is dat hy dit vir ons elkeen kom doen het. Hy het in ons seerplekke saam met ons kom staan met die belofte dat hy ons Here en Christus sal wees, wat ons elkeen deur ons eie beseringstyd sal bring. Wat ons in verhouding kom bring met God as ons Vader, vol genade vir ons, wat slapeloos ywer vir ons uiteindelike vrede. Dit is wat ons lewens meer indrukwekkend maak. Dit is wat ons het om met mekaar te deel, eerder as net die goed en jy, waarvoor ons baie keer setel. Nou julle hierdie bemoedigende woorde waarmee Paulus die kerk groet, haal eintlik die druk van ons af om mekaar die heeltyd te moet oortuig hoe goed als met ons gaan. Wanneer dit net nie so is nie. Ons het iets veel beter. Ons het die bemoediging dat ons beserings mettertyd sal getuig van God se genade en se vrede wat werk in ons. En dit is die beter kerk wat ons kan wees. So kyk na vers 3, hoe Paulus bou op hierdie groet. Daar skryf hy verder, lofwaardig is die God en Vader van ons Here Jesus Christus, die Vader van barmhartigheid en God van alle bemoediging. So die gedagte hier is dat God in jou lewe betrokke wil wees as 'n pa wat barmhartig is teenoor sy kinders. Hy wil jou nie kom gee wat jy verdien nie. Hy wil jou kom gee wat jy nodig het as 'n kind van God. Dit is wat sy barmhartigheid beteken. Selfs al is jy plat op die veld met 'n besering weens jou eie toedoen, vol skaamte, skande, vernedering, is God nie daar om jou oor die kop te kom slaan daarmee nie, maar om jou deur dit te help.
Dit is sy verbond met ons deur die bloed van sy seun. Dit is die gegewe soos wat ons oor God dink. Dit is ons God. Hy is die Vader van barmhartigheid. Hy word ook genoem die God van alle bemoediging. Nie party, sommige, effens, ietwat bemoediging nie. Alle bemoediging. Met ander woorde, daar is geen besering in jou lewe. Of dit nou is weens die vratsigheid van die lewe, of dit is weens iemand anders se toedoen, of deur jou eie toedoen, daar is geen besering in die lewe, wat God nie in staat is om te bemoedig nie. Dit is 'n baie groot stelling hierdie. Hy is die God van alle bemoediging. Hy kan jou bemoedig met elke besering wat jy het. Hy sien kans vir alles in jou lewe, selfs wanneer jy self nie altyd kans sien vir dit nie. So vriende, weer eens, haal dit die druk van ons af om in hopeloosheid ons beserings te moet versteek, terwyl ons almal probeer oortuig hoe goed dit met ons gaan. Ons het 'n beter manier wat ons kan leef. Dit doen eintlik niemand op die veld goed as jy die spel wil aanhou speel asof niks fout is. Almal kan sien jou linkerbeen is nie meer op jou lyf nie. Maar jy probeer jouself en almal oortuig, ek is okay, gee my daai bal, ek gaan hardloop met hom. Dit doen niemand op die veld goed as jy die spel wil aanhou speel asof niks fout is, terwyl jy eintlik met ernstige besering sit nie. En dis ook gevaarlik vir jou, want om aan te hou speel asof niks fout is, kan jou groter beserings laat opdoen. Die gedagte met Paulus se woorde hier in vers 3 is dat God vir jou, vir my en vir ons elkeen beseringstyd gun. Niemand draf uit op die veld met die hoop dat vandag sy beurt gaan wees vir beseringstyd nie. Anders daag jy net nie op vir die spel nie. Maar mettertyd kry elkeen op die veld tog sy beurt. Totdat die hele span saam begin besef dat beseringstyd eintlik nodig is vir die spel om enigstens iewers te kom. Dit moet ingereken word, anders werk die spel mettertyd net glad nie meer nie. Dit bevredig nie ons begeerte om 'n indrukwekkende lewe voor te hou en selfspelers te wees nie. Maar vriende, dit is wat ons elkeen soms nodig het. Ons moet realisties wees. En uiteindelik is dit goed vir die hele kerk, as ons die Here toelaat om met ons beserings te werk. Want so ontdek ons sy barmhartigheid, sy bemoediging, maak dit ons verhouding met God lewendig en voorbeeldig. Stel dit ons in staat om deur ons beserings iets veel meer te kan wees vir mekaar as ons voorgee dat alles altyd net goed gaan met ons. En so vriende, hierdie alles bring my by die 2 punte waarby ek kortliks wil stil staan vanoggend. En as die manne dit daarbo vir ons kan wys, behoort dit hier op die skerm vir ons te wys. Die 2 punte wat ek kortliks by wil stil staan vanoggend. Eerstens, gun beseringstyd vir jouself. Gun beseringstyd vir jouself waar dit nodig is in jou lewe. Want vers 4, hy, God, bemoedig ons in al ons verdrukkings. Tweedens, gun beseringstyd vir ander waar dit nodig is in hulle lewens. Sodat die res van vers 4 ons hulle wat in allerlei verdrukkings verkeer kan bemoedig met die bemoediging waarmee ons self deur God bemoedig word. Dis eenvoudig, né? Dis presies wat die teks sê. Julle, hierdie is die enigste Bybelse speelreëls wat ons het vir kerkwees. Dit maak aan die een kant erns met die realiteit van beserings wat ons elkeen 'n beurt kry om op te doen. Maar dit maak ook aan die ander kant erns met die goeie nuus dat God 'n Vader van barmhartigheid is, 'n God van alle bemoediging. En dit is hoe ons die spel realisties kan speel en saam kan wen tot eer van ons God. Die enigste manier hoe ons wen is om as 'n span saam te speel. So eerstens, julle, gun beseringstyd vir jouself.
waar dit nodig is in jou lewe, want vers 4, hy God bemoedig ons in al ons verdrukkings. So julle op hierdie punt, in Highway 29, 'n liedjie van Bruce Springsteen, sing hy, something has been coming for a long, long time. Something that is here with me now on Highway 29. Hy sê dit soveel beter. Maar hierdie is 'n ou wat op 'n dorpie sit, wat besig is om dood te gaan. Hy's besig om saam met die dorpie dood te gaan. Hy beskryf sy lewe met die woorde, in a little desert motel, the air was hot and clean, I slept the sleep of the dead, I didn't dream. So vir baie lank al sit en kyk hy vir die enigste pad deur hierdie doodse dorp uit. En dan kom die dag wat hy uiteindelik op daardie pad klim. Hy doen 'n spul dom dinge in die proses, maar hy weet hy's uiteindelik op pad iewers heen. Dis Highway 29. Julle hierdie woorde in vers 4, hy, God, bemoedig ons in al ons verdrukkings. Dis 'n uitnodiging. Dis 'n uitnodiging om op die pad te klim. Om nie die beserings van ons lewens te bly onderdruk, asof dit al is wat ons kan doen met dit nie. Terwyl ons bly voorgee dat alles net goed gaan met ons en ons probeer die lewe maar net aanhou doen nie. Die vers wil ons op die pad bring om deur die seer dinge te begin werk. Want God sal ons op die pad ontmoet. Die God van alle bemoediging sal ons op die pad ontmoet om ons te bemoedig en vir ons kompas te gee. Hoe hy ons op daardie pad gaan ontmoet en bemoedig, soos wat ons nou almal goed weet as ons al 'n rukkie hier is deur sy woord, deur sy gees en deur sy mense. Maar belangrik om te sien hier, julle, ons moet ook self besluit om op die pad te wees. Ons moet ontvanklik wees vir die Here om met die werklikhede van ons lewe te werk. Ons moet in vertroue op hom dit vir onsself gun. Jy kan eintlik nie jou geloof in God lewendig hou oor die jare sonder dit nie. Ons kry dit dalk nie reg om op Sondagoggende vir mekaar met veel meer as goed en jy hier te groet nie. Maar ons wil ook geleentheid skep vir jou, vir my, vir ons almal, om na jy die woord van God gehoor het, te kom en te deel en te bid oor enige iets in jou lewe wat deur die woord van God aangeraak word. En vriende, dis ook die geleentheid om jou beserings na God en sy mense toe te bring. Kerk wees moet ook geleentheid wees vir jou om 'n mate van inisiatief te neem. Om jou lewe te bring. Moet nie te bang wees daarvoor nie. Gun dit vir jouself waar dit nodig is vir jou. Want dit is iets wat God vir jou en vir ons almal gun. In ons Ligpunt gesinne lees ons die Bybel saam en ons vertel mekaar wat daar staan. Dis goed so. Maar julle, in 'n sekere sin is dit net die voorgesprek. Die eintlike gesprek is hoe dit als in jou eie lewe inpraat. Ook die beserings wat jy ervaar. Gun jouself om iets meer van dit op die tafel te sit met jou vriende in die geloof. Die doel hier is nie om onnodige druk op enigiemand te sit nie, dis net 'n uitnodiging soos wat die tekste doen. Dis net 'n uitnodiging waar dit nodig is. Dit gaan dalk nie altyd so goed voel nie, veral nie as niemand daarop reageer nie. Maar ek wil sê volhard ook bietjie daarin. Want so stel jy 'n voorbeeld van iemand wat God se bemoediging soek in die realiteite van die lewe. Dit doen eintlik almal goed om dit te sien as 'n voorbeeld. In een van Bruce Springsteen se ander liedjies, julle kan hoor waarna ek deesdae luister, sing hy oor al die tipiese sêgoed wat mense in hulle verhoudinge vir mekaar sê. Dinge soos every cloud has a silver lining, of the tough get going when the going gets tough. Een van my sê dinge vir die seuns is soms, life is tough, get a helmet. Dis gewoonlik wanneer hulle moet uitgaan en 'n dier voer of hulle moet 'n verantwoordelikheid optel.
En hulle reaksie daarop moet wees, yes, sir, yes. Life is tough, get a helmet. Julle, dit werk glad nie met my vrou nie. Okay. Haar reaksie is gewoonlik, look who's talking. Ja, al sê sy dit nie, altyd nie, kan ek sien, dit is presies wat sy dink. So, julle Bruce Springsteen sing oor hierdie goedjies in mense se verhoudinge. Maar as ek rad kan swaai, dan sing hy ook, but for you my best was never good enough. En julle, my vrou het so 'n paar weke terug op 'n meer ernstige noot dit onder my aandag gebring dat sy soms so voel in ons huwelik. Dat haar bydrae aan ons huis my nie tevrede maak nie. My best was never good enough. En dit maak haar seer. So, my reaksie daarop is om die Bruce Springsteen liedjies op te hou speel in die huis, wat sulke idees in my vrou se kop sit. Nee, maar in alle eerlikheid, vriende, sy's reg. Sy's reg. Ek kom baie keer uit 'n dag van probleme hanteer en sien dan net als as probleme in my huis. Ek kan baie krities wees. En dit laat my vrou eelte opbou teen my toenadering tot haar vir samewerking. Want sy vermoed dat ek fout gaan vind met wat sy doen. Nou ek verstaan julle, ek verstaan dat sy haarself wil beskerm teen dit. Ek verstaan die eeld. Ek verstaan dat ek myself aanspreeklik moet hou. Want dit is vir haar en die kinders moeilik om dit te doen. Vir ons manne in ons huise is moeilik om aanspreeklik gehou te word deur ons vrouens en kinders. So, ek praat oor hierdie dinge met my God op kantoor broers hier by Fintech op Vrydagoggende. Ons kom met ons wonde daarin en ons deel die lewe met mekaar. Hulle kan almal identifiseer en nou gooi ek hulle saam met my onder die bus in. Hulle kan almal identifiseer met hierdie probleem. En ons bemoedig mekaar in die Here. En dit help in ons huise. En my vrou waardeer dat ons dit doen. Ek skets 'n prentjie van die waarde van hierdie dinge. Julle, ek besef hoe belangrik my broers in die geloof is om sulke beserings mee te deel. Ek het ook onlangs saam met so 'n paar ander manne weer gekyk na Titus 2 wat praat van die aanspreeklikheid en die groot bemoediging wat ouer mans in die geloof na jonger mans se lewens toe kan bring. So dit het my laat besef, weet jy, hier's ouer mans in Ligpunt met wie 'n mens ook kan gesels, wat al bietjie verder af is met die pad. So ek het met een van die ouer mans 'n afspraak gemaak om deur hierdie dinge wat my vrou onder my aandag bring te begin praat. Ek's bewus van die dinge waarvan sy praat. Sy's heeltemal reg, maar ek is ook baie blind vir dit. Ek wil haar hoor. Ek wil God vertrou dat hy die God van alle bemoediging is, so ek wil in daai storm instap. Ek wil myself ook gun om meer van sy vrede vir my huis te vind. En julle nie net vir myself of vir my vrou of vir my kinders nie, maar ook vir my kerk. En dis ons tweede punt hier, waarmee ek wil afsluit vanoggend, ook vir ons kerk. Ons gun beseringstyd vir onsself, sodat ons dit ook vir ander kan gun. Of soos 2 Korintiërs 1 vers 4, daar stel ons weer kyk na daai vers, hy bemoedig ons in al ons verdrukkings, sodat ons hulle wat aan allerhande verdrukkings verkeer, kan bemoedig met die bemoediging waarmee ons self deur God bemoedig word. Julle, dit wat God vir ons gun, en wat ons vir onsself gun ons ook vir ander. So byvoorbeeld, wanneer iemand in jou Ligpunt gesin of in jou geestelike kring of waar ook al die risiko loop om 'n besering te deel, 'n blou kol op die been te wys of iets soos dit, en jy kan identifiseer daarmee, gun daardie persoon om iets van jou eie lewe te weet. Moenie terugskram nie. Leun in. Moet nie die druk voel om te moet preek of die persoon uit te sorteer nie.
Probeer dalk net eers iets deel van die bemoediging wat jy self ontvang het. Waar jy dit regtig ontvang het. Dit hoef nie 'n valse ding te wees nie. 'n Genuine ding wat jy kan deel. Waar jy dit regtig ontvang het, net iets soos dit. Dit is hoe ons saam lewenswysheid bekom in die geloof en in die kerk. Dit is nie net woorde in 'n boek om saam te bestudeer nie. Dit is ook hoe dit als in ons lewens begin werk en hoe ons dit uit ons lewens uit begin deel. Die woord moet lewendig vlees bly word. Of soos Cohen gesing het, bless the continuous stutter of the word being made into flesh. Vertrou die Here daarmee. Vertrou dat dit wat hy in jou lewe besig is om te doen, het regtig waarde vir iemand anders. Moet nie verbaas wees as hy jou in situasies bring waar sy werk in jou lewe kontak maak met ander se beserings nie. Dis deel van die plan. Vriende, dis nie dat dit wat Paulus hier vra onduidelik vir ons is nie. Dis net dat dit wat hy hier vra 'n mate van ontbloting van ons lewens na mekaar te vereis. Hoe gaan jy identifiseer met iemand anders se beserings as jy nie 'n mate van jou eie beserings ook op die tafel kan sit nie? Ons kan bang wees dat dit ons lewens minder indrukwekkend gaan maak vir ander. Maar dit gaan waarskynlik net iets van God se werk meer sigbaar en lewendig maak vir almal. En julle, dit is die klem. Dis die klem. Ons speel nie meer vir onsself nie, maar vir God wat mense wil red en sy kerk wil bou deur sy werk in ons. Ek is nie vanoggend net dankbaar vir Jesus nie. Ek is ook dankbaar vir elkeen wat vir Jesus volg en iets meer van Jesus na my lewe toe bring vanuit hulle eie lewens uit. En so julle, ek wil net op hierdie punt so oomblik stil staan om iets spesifiek aan te raak. 'n Toenemende hoeveelheid mense in ons gemeente het ernstige finansiële beserings. En dit skop baie onsekerheid, angste, vrese, rusloosheid, verslaanheid, ontvlugting, skerms, verlede week se skermtyd gaan kyk, bitterheid, onrus, kritiek, konflik, probleme, verwyte, blaam, gevolge, sondes en ongeloof op in ons huise. Dis nogal 'n probleem. Maar soos met skerms en met seksuele sonde, is finansiële probleme moeilik om te deel. Want ons moet, net soos die Korintiërs, welvarend wees, beter bly lewe, en ons eer is gekoppel aan ons sukses om vir niemand te las te wees nie, om ons eie potte te kan krap. Ek dink net nie daardie formule werk meer so lekker in ons ekonomiese klimaat nie. En ek dink nie ons ekonomiese klimaat gaan môre swaai nie. Dit is julle eerder ons interafhanklikheid wat ons gaan help om 'n sterker en meer gesonde kerk te bly wees. En of ons dit nou wil of nie, ons gaan mekaar waarskynlik meer en meer nodig kry, soos wat die probleme in die samelewing meer en meer druk ook. So ek het onlangs in Steve Farrar se boek Point Man, wat gaan oor man wees in jou huis, hierdie raak gelees. Dis 'n stukkie wat hy skryf oor sy pa, waar hy getuig van sy pa. Ek gaan dit net vir ons lees, julle, en dan gaan ek net dinge vinnig saamtrek hierop. When my dad was in his early 40s, he lost everything. Wiped out financially. He had to start all over. With 3 boys soon entering college. It's one thing to be at square one when you're 21. It's quite another when you're 43. I watched him as he saw everything he had collapse. He went from having assets to having nothing but liabilities. He went from a new spacious home to a small apartment. He literally went from a Cadillac to a Volkswagen. He went from being near the top of the ladder to the bottom.
That's hard on a man. That's hard on a man. Every day when my dad got up, misery and disappointment were waiting for him. Most of us deal with the fear of failure, but my dad experienced it. I'm sure he was embarrassed and humiliated. That's how I would have felt. Maybe you know what that feels like. Perhaps even now you are going through similar circumstances. But you should know something about this catastrophe. My dad never stopped being an oak. Because of their mighty root system, oaks can withstand storms that uproot other trees. That might perfectly describe my dad. The great fighter, Joey Louis, once said, "I don't like money, actually, but it quiets my nerves." But what do you do when the money isn't there? How do you quiet your nerves when one look at your checkbook opens the acid valve to your stomach? For as long as I can remember, my dad got up at 5:45 a.m. to meet with the Lord. That was a standing daily appointment he kept for decades. The very first thing he did each morning was pick up his Bible, worn and used, its margins full of notes and its pages frayed. I can remember several times as a little boy waking up early, going into the living room to see my dad kneeling in front of the couch with his Bible open in front of him. While it was still dark, he was talking to God. He stood tall and survived because he had a mighty root system. I've written about my dad for this reason, because it was a privilege to grow up in a home with an oak of righteousness. Nou, hy praat nog so 'n bietjie aan hier. Nou vriende, om eerlik te wees, ek sukkel om te identifiseer met 'n man wat so vanuit 'n gevestigde karakter standvastig kan staan in sy huis deur finansiële probleme. En ek wonder of Steve nie dalk sy pa so 'n bietjie inkleer nie. Maar toe ek hierdie lees, het ek ook besef hoe groot my eie behoefte is om te weet wat hierdie man als uit sy Bybel geleer het by God. Hoe dit hom gehelp het, waar die stryd vir hom was. My mening is, ons moet mekaar help om hierdie wortelstelsel te bou. Ek het behoefte om by ander manne te hoor hoe die Here se genade, sy vrede, hoe sy bemoediging hulle kon help met hulle eie stres oor te min geld. Nie vir leksere nie. Wie van ons gee regtig nog om oor die resolusie van jou TV-skerm? Moenie dit antwoord nie. Maar julle net om kos op die tafel te bly sit, om deur die maand te kom. Ek het 'n vermoede dat baie van ons presies so voel vanoggend. En ek raak hieraan, net om te sê, luister, ons deel hierdie dinge in gemeen. Ons leer julle baie dinge van die Here, maar ons het bemoediging nodig in die plekke waar dit seer is. En min dinge maak so seer soos te min geld om mee te lewe. So manne, kom staan selfs hier voor op 'n Sondagoggend, praat oor hoe die Here werk met julle huise, met betrekking tot hierdie saak. As nie hier nie, praat so 'n bietjie. Ons luister graag vir die Here jou leer en hoe hy jou help. Ons gee nie regtig meer om hoe goed jou lewe moes wees nie, maar ons wil hoor hoe die Here jou bemoedig waar jou beserings is. Ons het dit nodig, julle. Dit is wat Paulus hier aanmoedig. So julle, met dit als genoem, wil ek amper afsluit deur een laaste keer te spog, hierdie keer nie met een van my kinders nie, maar met ons kerk, want ek dink tog, ons mense maak ruimte, ons mense leer om ruimte te maak vir beseringstyd. Ek's dankbaar om deel van dit te wees. Dit maak 'n groot verskil in my eie huis. So julle, kom ons bly dit doen, kom ons doen dit nog meer, want jou lewe is 'n rowwe en 'n vuil stryd, wat ons gereeld plat sit op die veld, maar ons het ook die Here, wat ons beserings behandel, wat ons bemoedig, en ons na mekaar se lewens toe bring, om vir mekaar iets veel beter te beteken in die beseringstye van ons eie lewens.
Dis 'n geweldige goeie geseënde ding. Julle, laat ek hiermee eindig. As jy my na die tyd buite in die verbygaan sal vra hoe dit gaan, sal ek waarskynlik sê goed en jy. Ek's links, maar ek sal 'n regterhand uitsteek en sê goed en jy. Moet nie dat dit jou flous nie. Ek spaar jou waarskynlik net sodat jy ook by die huis kan kom na 'n Sondagoggend se geskarrel hier by ons en 'n preek wat te lank raak. So julle, voor ek my voet beslis in dit gaan sit met goed en jy na hierdie samekoms, gaan ek vir ons net weer afsluit met Paulus se beter woorde. Hier in vers 2. Hy sê genade en vrede vir julle van God ons Vader en die Here Jesus Christus. En hy nooi ons om uit die seerplekke van ons lewens mekaar te help om dit te ontdek. Baie bemoedigende ding. Vriende, ek bid vir ons. Here, kom bemoedig ons waar ons dit nodig het in die beserings van ons lewens. Dankie vir dit wat Christie kom deel het, Here. Dit was besonder om te hoor, Here, hoe U in die klein detailtjies van haar lewe werk en die liefde vir haar wys en haar bemoedig. Van hierdie probleem, Here, met die swangerskap tot 'n klas vol kinders waarvoor sy lief raak. Here, hoe oortreffend is die bemoediging? Presies daar waar dit so seer is en waar ons so skaam kry en waar ons so verslaan voel. Here, ons het soveel om mekaar te bied, soveel om mekaar te offer. Wys ons elkeen waar ons dit vir onsself moet gun om dit toe te laat om met ons lewens te werk. Sit ons op daardie Highway 29 waar ons probeer afbly van die pad. Help ons om dit wat ons ontvang verander te gun sonder te veel skaamte, want ons roem op U eerder as onsself. Here, dankie dat U alles waarvoor ons nou vra reeds begin doen het, deur die Seun Jesus vir ons te gee, ons herder, ons redder, ons Here, ons Christus, wat ons deur alles bring, die rots van ons lewens, vir die wat dit sal glo en ontvang. Here, ons staan voor Hom vanoggend. In Jesus naam. Amen. Vir meer inligting oor Ligpunt Kerk, besoek gerus ons webwerf op www.ligpunt.com of kontak ons gerus by info@ligpunt.com.